Goeienaand, geliefdes. Die voorboodskapie. Ek wil vanaand net iets inbring wat die mense baie oor twyfel. En dit is nie ek wat dit sê nie, dis die woord van God. Nou, ek wil net graag 'n stukkie vir julle lees daar uit Johannes vanaf vers 50. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. So hy praat daar van die menslike liggaam. En ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Nou geliefdes, jy moet nou baie mooi luister. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet nie, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Vers 54, baie belangrik. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Geliefdes, dit is baie belangrik. Vers 55, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Tot sover toe. Kom ons maak net toe die oë. My Vader, U die Almagtige. My Vader, U is nog steeds dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob, Here. U het nog nooit verander nie. U het U seun aarde toe gestuur om mens te word. Hy het vir ons sekere mag gegee. My Vader, hy is gekruisig, mishandel en gekruisig. Hy het op die 3de dag opgestaan, opgevaar na U toe, Here. En hy staan sit op die regterkant van U, my God. En hy tree in vir iedere een van ons. My Vader, ons sê vir U dankie daarvoor, my God, dat U soveel genade en so liefde vir ons as mense het, Here. My Vader, berg my vanaand agter die liewe kruis. Gebruik my as 'n instrument in U hand, my God. Spreek deur my mond vanaand, Here. Ek vra dit vir U in die lieflike naam van Jesus, my Vader. Al die eer kom U toe, en ek dank U daarvoor. Amen. Nou geliefdes, ek wil net vanmôre vir julle sê, dat ons hier op die aarde moet glo, dat die seun vir ons gesterf het. As jy dit nie glo nie, as jy nie glo in die kruisdood nie, sal jy nooit die ewige lewe kan ingaan nie. Jy moet ook daardie wedergeboorte moet jy kan deurgaan. Jy moet die ou dinge kan afsterf.
En as ek nou praat van ou dinge, geliefdes, praat ons van hoerery, dronkaards, losmond, skeltaal, noem hulle, daar's baie van hulle. Geliefdes, ons moet die ou dinge alles afstaan, sodat ons 'n nuwe lewe in Jesus kan begin. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy dit nie kan kry nie. Geliefdes, en dan is jou geloof swak. So, jy moet kan glo aan die Vader, Seun en die Heilige Gees. En jy moet jou volle geloof, al die ou dinge, moet jy kan nalat, sodat jy werklik in die geloof kan lewe. Geliefdes, en soos ons nou hier gelees het, sy vlees, nou dit is die brood wat ons met nagmaaltye gebruik, en sy bloed, dit is ook met nagmaal. As ons dit nie gebruik nie, geliefdes, soos die woord van God vir ons sê, het jy nie ewige lewe nie. So ons het 'n keuse. Ons doen dit opreg, want ons het ons nou al ons ou dinge nagelaat. Ons praat nie meer met 'n los mond nie. Ons praat nie leentaal nie. Ons is nie dronkaards nie. Ons het al die dinge nagelaat. Ons ywer nou om soos Jesus vir ons die weg gewys het in sy woord, om daarop te bly. En die woord van God sê vir ons duidelik, wanneer ons op daardie woord van hom bly, en ons volg hom, en ons streef daarna om soos Jesus te wees, dan sal ons die ewige lewe kan ingaan. Dan sal ons geloof ook groei. Geliefdes, ek het al soveel kere hoor dat mense sê, nee, dis nie nodig om jou tiende te betaal nie. Jy gee jou tiende vir die armes. Geliefdes, wat 'n groot fout maak jy. God sien jou raak. Hy weet wat jy ingee. Hy sê dit. Bring jou tiendes na die altaar toe. En wat sê dit vir jou? Jy moet dit vir die kerk gee. Want anders kan die kerk nie voortbou nie. Hy kan nie voortbou nie, hy kan nie. Daarom is dit belangrik dat jy jou tiendes moet gee. Daarna kan jy uitreik na die armes toe. Dit is wat die woord van God vir ons sê. Nie ek nie. Die woord van die Here sê vir ons, wie spaarsamig maai, sal spaarsamig saai. Hy sê dit vir ons daar in 2 Korintiërs 9, sê dit vir jou. En wie volop maai, sal volop oes. Geliefdes, dit is nie ek wat dit sê nie, die woord van die Here sê dit vir ons. En dan het ons 'n kans om die ewige lewe in te gaan. En hoe meer en meer ons kan groei in die woord van die Here, hoe meer en meer kan hy aan ons voorsien. Geliefdes, nou wil die mense vir my sê, ja, dit is so moeilik. Nee, weet wat? Daar's 'n liedjie wat sê, "Fill my cup, Lord." En hoe hoër jy opgaan, hoe nader jy in hom beweeg, hoe sterker jou geloof raak, hoe voller raak jou beker. En daai beker loop oor van blydskap, geliefdes. Nou sê die mense, ja, dis boring om die Here te dien. Nee, jy maak vir jouself boring. Dis geen boring nie. Dit is lekker om die Here te dien, want jy het 'n Vader wat om na jou omkyk. In die nagte as ek gaan slaap, hoef ek nie bang te wees nie, want die Vader wat om my voorsien, die Vader wat ek gaan bid, hou my in die palm van sy hand. Niks sal my oorkom nie, want hy hou my styf vas. Geliefdes, ons moet leer. Baie mense wil net 1 of 2 versies lees, en dan sê hulle nee, het laag gelees. Geliefdes, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons moet begin nader beweeg in die Here. Almal van ons, nie een van ons is volmaak nie. Die woord van God sê dit vir ons. Nie een is volmaak nie. En wanneer ons kom by die nagmaal, geliefdes, moet ons seker maak dat ons wel skoon is. Dat ons klaar gedoen het met die ou dinge. En ons het ons tiendes betaal. En as jy dit gedoen het, en jy eet daai nagmaal, geloof my, God sien jou raak. Geliefdes,
Nee, ek as mens nie. Ek as mens kan jou nie oordeel nie. Maar as net een wat kan oordeel, en dit is die Vader alleen. Ek kan jou nie oordeel nie. Ek kan nie vir jou sê jy's reg of verkeerd nie. Maar God kan dit aan ons openbaar. Ja. Geliefdes, daar's baie mense met geheime. Wat dink nee, niemand weet dit nie. God openbaar dit aan my. God praat met my. Geliefdes, so jou geheime is nie altyd geheime. Dit gaan een of ander tyd kom dit in die lig. Kom ons bly vas in dit wat die Here vir ons sê. Geliefdes, en ek wil net weer sê, die voedsel wat ons eet hier op aarde, die brood wat ons eet, dit is om die liggaam in die lewe te hou. Maar dit wat die Vader hiervan praat, is sy vlees, dis met nagmale, die brood wat ons eet. Die wyn wat ons drink, is sy bloed. Geliefdes, kom ons onthou dit, kom ons bly by dit. En as jy dit nie gebruik nie, of jy gebruik het op 'n verkeerde wyse, die woord van God sê vir ons daar in 1 Korintiërs 11, sê hy vir ons, baie het al beswyk, en hulle het nie reg gemaak nie. Hulle op 'n onwaardige wyse die liefdesmaal gebruik. Want jy moet seker maak jy's reg, jy's skoon. Geliefde, tot sover toe. Mag die Here julle elkeen ryklik seën. Mag julle verstaan wat ek vanaand vir julle meegebring het. Dit is nie ek nie wat jy praat nie, dit is die Heilige Gees wat deur my praat. Geliefdes, ek wil net sê vanaand, kom ons kom nader aan die Vader. Kom ons probeer om werklik sy wil uit te oefen hier op aarde. Jy weet, baie mense glo nie aan die wederkoms nie. My geliefdes, dit wat in die woord van die Here sê, het al alles gebeur. En die laaste paar dinge het besig om plek te vat. Dit pas nou in, geliefdes. So, ek wil net vir julle dit sê, dat die einde kan nie meer baie ver wees nie, geliefdes. Dit is baie naby. Ek glo nie dit gaan nog 20 jaar, 10 jaar bereik nie. Die koms van die Here is naby. Wees gereed vir wanneer hy op jou deur klop. Wees seker dat jy die heilige nagmaal gebruik het op die regte manier. Tot sover toe. Geliefdes, kom ons maak net toe die oë. My Vader, U my Here, wat die Alfa en Omega is, die begin en die einde. My Vader, soos U vir ons sê in die woord, Here, dat U alleen weet die tyd van elke ding om te gebeur op die aarde. My Vader, daarom kan ons vir U sê, dankie vanaand, Here, dat U is ons God, op wie ons kan vertrou. U is die God, wat vir ons die paaie gelyk maak. U is die God, wat vir ons deurdra, wanneer die stormwinde kom, wanneer die storms aanslaan, Here, is U die ene wat sê, gee my jou regterhand, my kind. Ek help jou deur. My Vader, ek vra U vanmôre, Here, staan by elke broer, elke suster stil. Elkeen wat luister vanmôre, Here, vra ek U, my God, staan by hulle stil. Vader, U ken elkeen van ons gedagtes. U ken elkeen van ons weë. My Vader, daar is niks op hierdie aarde wat ons vir U kan wegsteek nie, Here. En ek vra U vanmôre, my God, raak elke iedereen inne aan. Verander hulle gedagtesgange, Here. Ek vra dit vir U in die lieflike naam van Jesus, my Vader. Staan ook stil by die wat siek voel. Die wat voel vanmôre, ek wil nie opgaan na die huis van die Here toe nie. My Vader, spreek tot hulle, my God. Want die woord sê toch vir ons, Here, ons moet nie ons onlangs byeenkomste misloop, so sommige die gewoonte het nie, Here. En ek vra U, my God, dra ons deur. Versterk ons, Here. Geef ons wysheid, Here. Ek bid al hierdie dinge. Nie alleen as ons verdien nie, my Vader, maar enkel alleen uit genade uit, my God. U is die Almagtige. U is die ene wat weer gaan kom. U ken elkeen van ons, Here. En ek dank U daarvoor in die lieflike naam van Jesus.
Amen en amen.